moeite en 'n straf. Genesis 3 verse 17 tot 19 sê, omdat jy geluister het na jou vrou se stem en geëet het van die boom waarvan ek jou beveel het, jy mag nie daarvan eet nie, is die grond deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daarvan eet, solank jy leef. Dorings en dussels sal dit vir jou laat uitspruit, en jy sal veldplante eet. Met sweet aan jou aangesig sal jy brood eet. Werk kan ons bevredig en seën, maar kan ons ook ongelukkig maak. Ons werk immers nou teen weerstand in die sweet van ons aangesig. Ons werk kan te moeilik wees, te veel, die werksomgewing te gespanne. Bid en vra die Here leiding oor die volgende. Eerstens, jou persoonlikheid en aanleg. In watter rigting kan jy jouself meer uitleef? Is dit realisties? Hoe kan jy daar kom? Tweedens, jou huidige werk. Wat is die voor- en nadele? Met wie kan jy praat om jou omstandighede te verbeter? Derdens, jou opleiding. Watter kursusse kan jy doen om jou in die regte rigting te stuur? Vierdens, jou spandinamiek. Hoe kan jy beter deelneem en inpas en steeds jou waardes handhaaf? En vyftens, jou lewe na werksure. Wat kan jou lewe verryk? Familie, belangstellings, gemeente, sosiaal? As die bogenoemde nie tot verbetering lei nie, kan jy oorweeg om van werk te verander. Pak dit versigtig en doelmatig aan met baie gebed. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, my werk is vir my moeilik, die verwagtings te hoog, die loon te skraal, die atmosfeer te moeilik. My werk doen my nie goed nie, Here. Help my om my gesindheid reg te hou, om my werk goed te doen en my kollegas reg te hanteer. Help my egter ook om iets beter te vind, meer in lyn met wie ek is en wat ek kan doen. Amen. Die Here seën jou.